ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 359. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy dalk belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan die 3 legkaart-studiegids Bybels, wat deel van 'n encyclopedia is, of 'n Nuwe Testamentiese encyclopedia, wat 'n studiegids Bybel is, waar ons hom aan mekaar moet sit, so dik Bybel sal wees. Deel 1 is die inleiding, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Dit is in kleur geskryf, hy is so swart en rooi, swart is wat die Bybel sê, rooi is my verduideliking, want dit is 'n studiegids Bybel. En dan het jy een sinnetjie swart en die hele bladsy rooi. Ek het pastore en predikers wat hierdie boeke gebruik om uit te preek. Hoekom sal jy dit nie wil hê nie? Dan is daar die boek Handelinge, Romeine, 1 Korinte, 2 Korinte en Galate. Boek nommer 2, boek nommer 3 is van Efese tot by die boek Handelinge, tot by die boek Hebreërs, 10 boeke tussenin. Dis daarso. Dis almal A4 boeke, 500 bladsye dik. Sou jy belangstel, hulle is in pakketvorm beskikbaar waar jy al 3 kan saamkoop, dan kry jy 'n gratis 4de boek, enige van my ander boeke gratis saam, of sou jy dalk belang stel om een te koop, dan kan jy met my praat. Kontak my by my WhatsApp nommer 0722 367 124, of gaan na my webtuiste https://jaffa.co.za. Halleluja. As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, uiters belangrik, gaan na deel 1, begin reg voor, iedereen se magdom inligting gemis. Dit is uiters noodsaaklik dat jy moet inteken op die kanaal, YouTube kanaal, sodat jy al die kennisgewing van al ons studies kan ontvang. Halleluja. Die reeks is lewensveranderend. Maak seker u 1933 en 53 Bybel, pen en 'n skryfblok byderhand het, want jy moet notas maak wanneer jy Bybelstudie doen. Kom ons bid saam. Baie dankie Vader, Jaffa, onse Elohim, dat ons vanmôre die geleentheid het om as Jaffiste wêreldwyd saam te wees, om weer te hoor wat u deur die Ruach vir ons wil sê. Dit wat u ons wil leer, hoe u ons wil perfek hê in die wil, deur die genadebloed van Jaffa. Dankie vanmôre dat ons geestelike ore het wat wil hoor, en geestelike oë het wat wil sien. Open net u self vir ons, dat ons kan verstaan. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Jaffa, en elke Jaffa sê halleluja, halleluja, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat vanoggend se studie vir u 'n wonderlike seën gaan wees. Halleluja. Nou ja, ons vind maar met ou koning Salomo al die tyd dat hy haat 'n slegte mens, 'n leiaard. Hy hou nie van 'n leiaard nie. Hy hou nie. Hy het my gesê gisteroggend, Spreuke 20 vers 13, moenie die slaap lief hê, sodat jy arm word nie, so aanhoudende slaap gaan jou arm maak. Hy sê, maak op jou oë, dat jy met brood kan versadig, dat jy jou met brood kan versadig. Nou ja, ons is so dankbaar dat ons vanmôre verstaan, dat hierdie brood is die brood van die ewige lewe. Dit wat ons ontvang het, die manna van die lewe. Soos wat Jaffa vir Israel vir 40 jaar in die woestyn manna voorsien het. Dit is soos 'n brood. Hulle moes vroeg opstaan om dit bymekaar te maak. Want as die son eers oor dit geskyn het, dan het dit vrot geword. Dit het weggeraak. Ek wil vir u sê, ons het nodig om ons elke dag met hierdie bonatuurlike geopenbaarde woord te versadig.
As ons onsself met die woord versadig, kan ons ook ander mense met die woord versadig. Hoekom? Want soos manna het hulle brode van gebak. En daardie brode het die mense in die huisland gevoed, saam met die kwartels wat hulle gevang het. Jaffa het voorsien dat daar kwartels was, genoeg om van te eet. Verstaan ons? So, ons moet versadig word. Ons moet bereid wees om onsself in die woord te onderrig, om die brood van die lewe so deelagtig te word, dat ons ook ander kan voed daarmee. En dis hoekom Jaffa so vir sy disippels gesê het, gaan van huis tot huis en breek brood. Wat is dit? Die brood van die lewe. Hy het nie gesê, gaan bou kerke nie, gaan bou 'n sinagoge nie, gaan bou 'n kathedraal nie. Nee. Hy sê, jou liggaam is die tempel van die Ruach, gaan van huis tot huis en breek brood. Weet jy hoe verskriklik kan die bediening uit sy nate uitbars, meer dan wat dit tans besig om te gebeur? Waar miljoene der miljoene mense bereik kan word. As elke Jafis bereid is om van deur tot deur brood te breek. Moet ek nou gaan en deure klop? Nee. 'n deur is 'n ander persoon. 'n deur is net iemand anders om mee te deel. Daar in jou kantoor sit daar 'n paar deure. Kyk net om jou rond. Gaan van deur tot deur en breek brood. Maar nou nie die baas se geld steel in sy werkstyd, probeer die ouens almal bekeer te kry nie. Gebruik jou etensuur, jou lunchtyd. Doen dit op die regte manier, dan sal jy geseën word. Anders het jy 'n probleem met jou baas, jou werkgewer. Maar as werkgewer ook, het jy 'n geleentheid om weer brood te breek met ander wat vir jy werk. Dis wonderlik. Versadig jou met die brood. Versadig jou met die autoriteit van die krag van Jaffa. Deur die woord. Wat 'n woord? Die bonatuurlike geopenbaarde woord. Die Bybel. Wat Rema woord word. Wanneer dit benat is met die Ruach HaKodesh. So ons mikpunt is om iewers die woord te saai vandag. Hulle sê hier so in vers 14, en dis vir my antiklimaks. Wanneer ek kyk na vers 13 en na vers 14, waar hy sê, versadig jou met die brood. En nou sê hy in vers 14, sleg sê die koper. So wat sê die ou wat gekoop het? Hy sê sleg sê die koper. So wat sê die koper is sleg? Hy sal vir jou sê, jy het hom beroof. Dis 'n slegte transaksie. Sorry, ek gaan dit in Engels sê, it's a bad deal. Sleg man, dis sleg, sê die koper. Jy wil my beroof. Kom 30% af, of kom 50% af. Hy sê, maar as hy wegloop, beroem hy hom. Hoekom? Omdat hy jou gevang het, om af te sak in jou prys. Ek gebruik nou 'n transaksie hierso. Sleg sê die koper. Nou, wanneer ons dan die brood van die lewe aan mense wil gee, dan kan hierdie ou sê, dis sleg man, dis sleg. Hoekom? Eerstens, dit kan kerkdogma wees, en tradisie, en oorlewing, en teologie, en al die goed. Wat deur die jare, deur die katholieke protestantisme in die kerke ingevoer is.
En omdat hulle nie van dit wil afstand doen nie, het hulle enige soort argument wat hulle sal aanwend. Ja, maar wat goed was vir my oupa, en wat goed was vir my ouma, is goed vir my. Dis een van die argumente. En dis net daar wat ek vir die ou sê, wat 'n soort kar ry jy? Nee, ek ry 'n lekker Ford. Of hy sê ek ry 'n Amarok. Dan sê ek, maar hoekom ry jy nie 'n ou klein 49 Fordkie nie? Die tyd het verander. Jou ouma en jou oupa het gedoen wat die predikant vir hulle gesê het om te doen. Verstaan? Hulle het gedeeltelik geken. Ons lewe in die tyd van die geopenbaarde woord. En mense sal enige verskoning gebruik om nie by die woord te wil uitkom nie. Hoekom? Want dit is vir hom gemaklik om in sy halwe sondige toestand te funksioneer. Ek wil amper sê in sy godsdienstige toestand te wil funksioneer. Want meeste van die godsdienststelsels vandag maak dit so maklik vir mense om in sonde te lewe en tog op die kerkrade te dien en op die uitvoerende rade te dien en verstaan jy wat ek van praat? Dis sleg, sê die koper, maar as hy wegroem, beroem hy hom. Hy beroem hom daarin dat hy jou gedistansieer het. Hy sê, ek het hom goed gesê, ek het hom weggehou, ek het hom. Terwyl hierdie ou nie regtig weet wat hy doen nie. Waarom? Want ek het vir hom eintlik die brood van die ewige lewe gebring. Ons was gehoorsaam. En nou sien ek ook die ander insident hier, soos ons moenie toelaat, laat Satan sulke mense gebruik, om u en my, ek wil amper sê, brieke aan te sit nie. Die handrem op te trek nie. Soos ons bietjie moet stadiger nie, nee. Sulke ouens moet ons motiveer, om meer en meer vir Jahwe se koninkryk te doen. Hy sê in vers 15, daar is goud en 'n menigte korale. Wat sê hy? Daar is goud en 'n menigte korale. En minerale, en al. Hy sê, maar 'n kosbare sieraad is die lippe van kennis. Kyk hoe bring koning Salomo vanmôre vir die bruid en elke Javis berusting. Daar's goud en 'n menigte korale. Hy sê, daar's beloning vir hulle wat se siel kan wen. Maar 'n kosbare sieraad is die lippe van kennis. Met ander woorde, wanneer ons oor die woord kan praat, wanneer ons daai brood van die lewe breek, wat doen ons? Dit word 'n kosbare sieraad, iets hemels, iets bonatuurliks. So is die lippe van kennis. En ek kan net oor iets praat in terme van kennis as ek daarvan weet. En so u ook. En daarom is dit so belangrik dat ons in die kennis, in die geopenbaarde woord, moet opskerp elke dag. Ek sien 'n slagter wanneer hy 'n stuk vleis gaan sny, dan het hy so 'n ronde ding en dan het hy sy mes. En dan maar hy's geoefen so. En as hy daar klaar is, dan vat hy daai stuk vleis en hy daai stuk beesvleis, ek gebruik nou maar, en hy trek daai mes net so en hy sny so deur dit. Sonder om veel krag op dit te sit. Hoekom? Want hy daai mes het hy skerp gemaak. Daar's 'n manier hoe hy hom trek. En ek en u moet in die Ruach HaKodesh vlamskerp wees. Ons moet toelaat dat Jahwe ons skerp hou.
Want hy sê ook, ons is twee snydende swaarde. En ons sny reguit. En daai mes is albei kante skerp. So ek en u het nodig, daar is goud en 'n menigte korale vir hulle wat sielig kan wen. En dit beteken jy gaan 'n staafie goud kry in 'n emeralds of iets nie. Nee, ons beloning is nie op hierdie aarde nie. Ons beloning is in die hemele. Maar ons is 'n kosbare sieraad is die lippe van kennis. Wanneer ons die vrymoedigheid het en die kennis tesame het om met iemand te kan deel, weet jy, dit word 'n sieraad vir die koninkryk van Jafashua. Kom ons hou ons oë bietjie oop. Waar kan ons in hierdie dag 'n sieraad vir die koninkryk van Jafashua wees? Tot môreoggend as Vader wil, Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.